times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, het is weer eens lekker om saam met julle te kan en te mag kuier. Ek dink dit is 'n voorreg wat ons eintlik so vanselfsprekend aanvaar om te sê dat ons saam kan nadink oor die Here, saam in gesprek kan tree oor die Here in die wêreld waarin ons onsself bevind, en hier in Suid-Afrika, en die voorreg waar ons gemeente spesifiek is, hier in Kameeldrift, hier in ons gemeenskap. En ek weet as jy na hierdie uitsending kyk, is jy mos nou logies nie vandag hier saam met ons in die kerkgebou nie, maar die Here ontmoet jou daar waar jy is. Maar jy is steeds deel van ons familie in gees, en jy is deel van ons familie nie in vorm van gees om hier graag te wil wees nie, maar deur die gees van die Here wat by jou ook teenwoordig is en by jou is, daar waar jy nou is. En dis hoekom ons hierdie kers aansteek. Ons steek hierdie kers aan as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. En ek hoop dat dit eintlik al half 'n gewoonte geraak het by jou om 'n kers op te steek wanneer jy na hierdie uitsending kyk. En dan aan die ander kant is die kruis van ons. Dit sê dat die Here vir my en jou in die kruis gesterf het, my en jou vrygekoop het, en ons het verlede week daaraan begin delf om te sê, maar wat beteken dit nou? Hoe lyk my en jou binnewerke, van binne na buite, ons inside out? Wat bepaal my en jou radwerk? En vandag bou ons 'n bietjie daarop om te sê, okay, maar as ons die radwerk bou, wat is die kern waarop ons bou? En dit is die misterie van Christus, die misterie van Christus wat bekend word aan die mense van Kolosse, maar ook aan ons, en ons gaan dit so bietjie verder uitbou. Maar omdat jy nou sit waar jy is, en hopelik dalk 'n kersie aansteek, of dalk net hierdie kers sien, moet jy weet, jy mag saam met ons vandag hier wees, en jy is deel van die liggaam van Christus. Daarom kan ek jou groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. En God die Seun, vir ons sondes aan die kruis gesterf het, van God die Heilige Gees, wat ons dag tot dag op ons reis ontmoet, en elke liewe tree saam met ons loop, en ons nooit ooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die voorreg mag hê om na u woord te kan luister, waar ons vandag 'n bietjie verder delf in die brief van die Kolossense, en hulle konteks wat so ooreenstem met die van Efese, mense wat eintlik so baie, noem dit nou maar, gedagtes het en dinge in die lewe het wat hulle gedagtes kan afrig van u af. En Paulus wat dan ons probeer herinner dat ons alles onder een hoof moet set, en dit is u. Dat ons onsself moet toewy aan u en wie u is en wat u is. Ag Here, werk in ons harte ook vanoggend saam in dit wat ons hoor. Mag ons dit ter harte neem en mag ons dit deel na buite toe. Amen. Vriende, ek hoop as jy verlede week gekyk het of dalk nie gekyk het nie, dat jy dit iewers sal gaan kyk. Maar dit is so half 'n raamwerk waarbinne ek vandag wil verpak in die sin van dat ek en jy in ons radwerk moet werk van wat hier in ons binneste aangaan. Dat ek en jy eintlik ons lewe so moet inrig dat ek hier nog die metafoor van 'n horlosie gebruik om te sê dat ons ratte so sal pak dat dit als in sinkronisasie beweeg. Dat dit wat ons sê, dit wat ons leef, eintlik by mekaar uitkom. En dit op so 'n manier gebeur dat daar eintlik, wil ek ook sê, ons wysers, wat mense sien van 'n horlosie na buite, nie skeef sal wys nie, nie in verkeerde rigting in sal wys nie. En dit is my en jou verantwoordelikheid. So, hoekom ek 'n bietjie aangaan is om te sê, maar Paulus het ons gesê, onthou die seun van Christus vir ons gesterf, en ons moet nie afgewater word nie, ons moet onthou dat ons voorheen 'n vyandige optrede teen hom gedaan het, en dit is in die konteks van die mense aan Kolosse, maar ook 'n stuk waarheid vir my en vir jou het, want ek en jy het ook baie keer, of dit nou doelbewus of eintlik onbewustelik is, doen ook maar partykeer goed, wat in stryd is met wat die Here van, noem dit van ons verwag. En wanneer ek en jy onsself onderhewe stel aan Christus, moet ons radwerk so pak, van binne af, nie van buite af en dinge wat ons van buite af bepaal nie, maar van binne af, in ons mens wees, dat ons uitleef wie ons is in Christus, en Christus deur ons werk, en dit is wat ons uitstraal nie. En dit is belangrik om te weet. Nou kom ons lees vandag se gedeelte saam. Dis net die volgende vers van waar ons verlede week opgehou het in 1 Kolossense vanaf vers 24. En die opskrif hierso is die bekendmaking van God se misterie. Wat is God se misterie? Nou is ek bly oor die lyding wat ek om julle onthalwe verduur. Ja, met my liggaam vul ek die oorblywende deel van die verdrukking van Christus aan tot voordeel van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, ooreenkomstig
die bedieningstaak wat God aan my toevertrou het, om julle belang die woord van God volledig bekend te maak. Die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir al die nasies is. Nou, voor ek verder lees is, wat is die misterie? Die misterie is dat Christus aan ons bekend gemaak word. En alle nasies, waarna word hier verwys? Onthou in die konteks van die brief aan die Kolossense, is dit mense van verskillende agtergronde, mense wat dalk voorheen baie ander afgode aanbid het, of die mense wat nou tot bekering gekom het, wat nie net hinker aan dit wat oud was nie, maar mense wat nooit van God te hore gekom het nie, en eintlik nou die evangelie vir die eerste keer te hore gekom het, en dan tot bekering gekom het. So dit beteken, die Christendom is nie net vir die wat voorheen Jode was, of van God gehoor het nie, dis vir al die nasies, vir almal om gehoor te word. En dit, Christus is in julle. Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. So, kom ons staan net gou vir 'n oomblik hier stil. Ons sê van binne na buite verlede week, en ons kom binne na buite, dat ons in ons kern kan verander, dat ons seker maak dat ons ratte so loop, dat ons wysers in die regte rigting inwys. Wat is die kern? Christus werk met my, in my, deur my, na buite toe. En in Christus, omdat hy in ons is, het ons die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwassene in Christus. Daarvoor span ek my ook in, terwyl ek die worstelstryd voer in ooreenstemming met sy krag, wat met mag in my werk. So, net so 'n bietjie verder, as ek en jy sê, ek en jy wil mense se lewens verander. Ek en jy wil eintlik mense se lewens aanraak. Dan kom daar 'n stuk verantwoordelikheid, wat nie altyd maklik is om op te neem nie, en ek wil daarmee begin. Vandag se tema is die kruis op die pad. Ek wil eintlik die Engelse woorde gebruik om te sê 'n treasure map. 'n Treasure map met daai kruisie, as ons daai gedeelte kry, die aha oomblik in die lewe, wanneer ons die kruis op die pad ontmoet, wanneer ons besef dat Christus is in ons. Ons het sy heerlikheid, sy eintlik voorbeeld in ons, tot ons beskikking, wat ons kan gebruik om ons ratte te pak, sodat ons seker is, soos ons heeltyd sê, ons wysers, wys nie skeef na buite toe nie. Maar nou hoe? Hoe pak ek en jy die ratte dan vandag? Sodat ons dit kan regkry, soos die teksgedeelte sê, om mense te vermaan, om mense te onderrig, om mense te begelei. En ek en jy, en ons het dit verlede week gesê en wil dit weer sê, gaan dit nie reg kry om mense te onderrig en met mense 'n pad te stap, as ons wysers skeef wys nie. So daarom moet ons terugkom en sê, okay, ons moet seker maak, die heerlikheid van Christus is in ons, en ons dit dan uitleef. Hoe pak ek en jy my en jou radwerk? Ek dink, in ons wêreld het so gewoond geraak, dat baie dinge net 'n tradisie geword het. Vandag, terwyl ek hierdie erediens opneem, is dit hemelvaart. Vanoggend was ek by 'n skool waar ek vir hemelvaart daar moes gewees het. En terwyl ek uitstap, stap 'n oom met wie ek ken, en ons gesels, en ek sê vir hom, oom, hy sê baie dankie vir die boodskap, en ek sê nee, dankie vir oom hulle, maar ek wil ook net onthou dat ons hierdie goeders nie moet doen terwille van 'n tradisie nie. Ons moet altyd dinge doen omdat dit 'n oortuiging is van onsself. En ek dink in die wêreld waar ons geleef het, het Christelike goed baie keer afgewater geraak in 'n sekere sin, eintlik ons eie toedien, nie iemand anders se nie, dat ons sekere goed maar doen uit tradisie, en nie doen vanuit innerlike oortuiging nie. En daarvoor moet ons pas op. Die ander ding wat ons eintlik begin afwater het in terme van ons besig wees is, ons spandeer nie ons familietyd saam meer in die kerk nie. Ons sit nie altyd elke week hier om eintlik ons lewens te versterk, te verryk, te verdiep, week na week in die gebou, of hier by ons in die gemeente, om onsself innerlik sterk te maak nie. En dit is nie radwerk bou nie. Want wanneer ek en jy sê, ons gee onsself oor aan Christus, en die heerlikheid van Christus is in ons, moet ons weet, ons gaan in hierdie week wat kom,
verskriklike baie goed mee gekonfronteer word. En as ons raadwerk nie reg is nie, gaan ons wysers begin skeef wys, want die druk van die lewe is besig om ons onder te kry en eintlik die oorhand oor ons te kry. Maar wanneer ons investering in onsself, die raadwerk begin pak, begin anders aandurf, dan begin ons eintlik druk uitoefen op die samelewing buite ons. Nou, sonder om ver te gaan, wil ek vandag op een kernding fokus. Hoe pak ek en jy die raadwerk in ons gesinne? En dit is verskriklik belangrik. Vir 'n ding wat ons so baie in ons hand hou, is ons fone. Hoe baie tyd neem ons fone nie van ons op nie. Hoe baie keer is dit net so maklik of kom ons sit net die TV aan en ons kyk 'n storie. Goed en wel en belangrik, sodat ons net baie keer 'n bietjie kan ontspan. Maar wanneer ek en jy nie stil word en sê, okay, vir die Here, vir ons as gelowiges, glo ons in ons gemeente en vanuit die Bybel dat familie belangrik is nie. Dan moet ons sê, maar as dit vir ons belangrik is, dis iets waaraan ons onsself onderstel, ons wil net daai raadwerk pak. Dan moet ons sê, die eerste raadwerk wat ek moet gee, is my kosbaarste een, my tyd. Die een wat hand aan hand daarmee gaan, is dalk iets soos my teenwoordigheid. Want ek kan my tyd gee, maar ek is nie noodwendig teenwoordig nie. En wanneer hierdie raad begin oplyn, dan begin vir my familie so 'n bietjie anders beweeg. Maar ek en jy kan dit net reg kry as ons dit ernstig opneem om die misterie wat God aan ons bekend gemaak het, ter harte te neem. So dalk is dit ons verantwoordelikheid in so baie aspekte om te sê, dalk moet ek my lewe begin anders inrig. Dalk moet ek net 'n bietjie tyd gee, teenwoordigheid gee. Dan kom die ander ratte dalk meer natuurlik en meer vanselfsprekend. Liefde, omgee, respek. En hierdie is die onderkant van ons raadwerk. Want voor ons hier kan uitbou, wil ek vir eers iets anders sê. Het jy al ooit opgelet, hoe beklei jy? Het jy al ooit opgelet, hoe gaan jy te werk met jou naastes? En baie keer as ons baie keer eerlik is dit die mense wat dit die meeste kry. Waarom? Want dis waar ons gemaklik is. Maar dis ook die mense wat ons die seerste kan maak. Maar wanneer ons gesond na binnekant toe werk, begin ons ook gesond na buitekant toe beklei. Want waarom? Ons doen dit binne die raadwerk van beginsels. Ek het dit eintlik ontbeer om verlede week te sê. Ek het iets daarvan gesê. Maar ek het gesê, ek weet nie hoe werk jy en hoe gaan jy te werk met jou vrou by die huis nie. Ek weet nie hoe gaan jy te werk met jou man by die huis nie. Ek weet nie hoe gaan jy te werk met jou kinders by die huis nie. Maar om jou raadwerk te pak is om daar te begin om te sê, vergeet wat ander mense by die skool, by die werk of al daai plekke van my dink. Hier moet ek begin. Tyd, teenwoordigheid. Ja, dis geldig vir al die ander plekke ook, maar hier by my gesin. En ek en jy moet dit begin klik. Ons moet daai aha oomblik kry en sê, jo, dis dit. Hierdie feit dat Christus alles reeds vir my gegee het, gedoen het. Waarom wil ek die geleentheid opmors deur dit nie uit te leef nie? So, ons moet daai kruis op die kaart ontdek. Daai misterie van God, wat wanneer ons die kruis van die skattejag op pad na eintlik, noem dit nou maar, opregte Christen wees gaan. En dit klink so verkeerd, want ons almal is Christene, en die Here het ons almal klaar lief. Maar die oomblik wanneer ons op daai punt kom en ons kry daai kruisie, daai skatkis, die rykdom van vreugde, genot, ag jy, so baie dinge wat lekker is om saam met die Here te geniet. Is daai oomblik wanneer die misterie deur ons straal en mense dit kan sien, ervaar, beleef en hulle daarbey wil aansluit. En dis ver gesocht om te sê op die oomblik, kom ons gaan soek dit buite, kom ons begin binne. Kom ons maak ons gesinne heel, want familie in ons kerk is vir ons belangrik. Kom ons pak ons raadwerk, kom ons bou daarop en maak seker die misterie, die feit dat Christus vir ons in die kruis gesterf het, vir my en jou vrygekoop het, by ons teenwoordig is, 'n werklikheid is en uitstraal uit ons gesinne. Amen. Kom ons bid saam.
Here, die misterie van die lewe is dat U aan ons bekend geword het. Dat ons alles onder een hoof moet sit, en dis Christus. Here, maar dis nie altyd maklik nie. Daarom bid ons dat ons verlede week ook gesê dat ons aan ons radwerk sal werk, maar dat ons eintlik direk ons ratte begin pak. En Here, dat die eerste plek waar ons sal begin, by ons huise is. Dat ons dit eintlik net weer ons tyd vir mekaar sal gee, ons teenwoordigheid vir mekaar sal gee. Ag Here, en dan dat al die ander dinge, die genot, die vreugde van die lewe, wat van nature dan sal uitspruit, omdat U deel is van ons lewens, ons U met mekaar deel, al meer en meer na vore kom, en eintlik dit 'n verskil in ons lewens maak. Amen. Vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Stay